Ek gaan vra dat die kinders dan na die kinderkerk beweeg. Baie dankie. Ek wil vra dat u saam met my sal blaai na die boek van 1 Petrus, hoofstuk 5. 1 Petrus, hoofstuk 5. Ons gaan saam lees vanaf die 5de vers tot die 11de vers toe. 1 Petrus, hoofstuk 5. Vanaf vers 5 tot en met vers 11. As jy die gedeelte gaan lees, sal jy sien dat die eerste 5 verse spreek Petrus die ouderlinge van die gemeente aan. Hy spreek ook die herders van die gemeente aan. Hy spreek aan om te sê daar moet eensgesindheid wees onder mekaar. Ek wil saam met u lees vanaf vers 5. Net so moet julle jonges aan die oueres onderdanig wees. En wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vers 6 sê, verneder jou dan onder die kragtige hand van God, sodat, let op hierdie woord, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan. Staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En dan vers 10. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, julle bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in aller ewigheid. Amen. Mag die Here ook vanmôre hierdie geleesde woord aan ons harte baie, baie ryklik kom seën. As ek vanmôre 'n tema aan hierdie boodskap kon gee. En ek vra hierdie vraag vanmôre, wat beteken nederigheid vir jou? Ek glo ek gaan baie antwoorde kry. Wat beteken dit om nederig te wees? Petrus kom eerste en hy versoek die hele kerk. En ek wil dit baie duidelik maak vanmôre hier, die kerk is nie hierdie gebou waarin ek en jy sit nie, die kerk is ek en jy. Of dit daar in die shopping mall is, of by die werk is, of by die huis is, die kerk is ek en jy. Hy kom en hy versoek die hele kerk om nederig teenoor mekaar te wees. Vers 1 vermaan hy, soos ek gesê het, al die ouderlinge van die gemeente. Dan kom hy en hy vermaan die herders, en hy sê hoe hulle moet optree. En dan kom hy en hy sê die hele kerk moet nederig en waaksaam wees. Nou daar's 'n baie groot verskil
in nederigheid. En dit wat ek en jy dink, wat nederig is. Nederigheid, wil ek vanmôre vir u sê, is 'n houding van ons gedagtes. En dan moet jy in gedagte hou, dat ek en u, net soos al die ander mense wat God geskape het, dat ons maar ook so is. So ek en jy is nie vanmôre spesiaal nie. Maar ek moet tot die besef kan kom, nederigheid beteken dat ek niks is, niks kan doen, dat ek absoluut niks is sonder God nie. Ek gebruik baie hierdie voorbeeld. As ek 'n muur vat en ek druk 'n muur tussen my vingers vas en ek bly vryf en ek bly vryf, na rukkie is daar niks oor nie. Dit raak naderhand nat en naderhand is daar niks oor nie. Baie mense loop rond in pride, dis die Engelse woord vir hoogmoed, loop rond in pride, asof daar nie 'n God is nie. En ek wil vanmôre dit baie duidelik kom maak, nederigheid is 'n besef dat ek absoluut niks is sonder God nie. Jy sien, ek en jy moet ons baie keer met ander mense vergelyk, net om bietjie nederig te word ook. Dieselfde God wat ander mense afhanklik van is vir lewe en vir asemhaal en vir bestaan, is ek en jy ook maar in dieselfde boot. Ons het hom ook nodig daarvoor. Petrus sê, beklee. Met ander woorde, trek aan. Trek jou aan. Hy sê, beklee julleself met onderdanigheid aan mekaar. Dit beteken om nederig teenoor mekaar te wees. Die een moet die ander ene hoër ag as homself. Hoekom sê hy so? En ek wil hê jy moet die Bybels oophou vanmôre daar by 1 Petrus hoofstuk 5. Lees saam met my wat hy sê. Hy sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Om myself te beklee met nederigheid beteken dat ek soos 'n dienskneg 'n voorskoot moet aantrek. As ek by 'n restaurant instap, na wie toe gaan ek om aangewys te word vir 'n tafel of iets? Dit is presies 'n voorskoot, die een wat bedien daar. Dis die een na wie toe ek moet gaan. So hy sê ons moet ons aantrek soos iemand wat 'n voorskoot is, wat 'n dienskneg is. Net soos Jesus gedoen het met sy disippels. Net so. Toe Jesus daardie nag, voordat hy gevange geneem is in die tuin, het hy sy disippels 'n voorskoot aangetrek, voor hulle gebuig en hulle voete gewas, as 'n dienskneg. Ek vra vir u die vraag vanmôre, en hier is 'n besluit wat jy alleen vir jouself vanmôre kan besluit. Wil jy hê God, die Vader van die heelal, moet jou teenstaan? En dis 'n kragtige woord wat ek vanmôre sê. Wil jy hê God moet jou teenstaan? Wat beteken hierdie teenstaan? Om teengestaan te word is om oorlog te verklaar. Ek gaan jou teenstaan. Ek gaan jou verhoed. En op die einde van die dag weet ons wat gebeur in oorlog. En met hoogmoed voor God te kom staan en te sê, ek daag u uit om my teen te staan, wil ek vandag vir u sê, ek wil nie eens aan daardie gedagte dink nie. God sê in sy woord, hy sê ek weerstaan die hoogmoediges. Ek staan jou teë. Ek gaan jou blok. Ek gaan jou keer. Die vraag vanmôre is, wil jy hê dat God, die Vader van hierdie heelal, vir jou moet teenstaan?
Of wil jy hê dat hier dieselfde God van die heelal, die almagtige God, jou genadig moet wees? En soos ek gekies het, glo ek en hoop ek dat julle dieselfde kies. Ek kies, Here, ek wil genadig voor U kom staan. Ek wil in nederigheid voor U kom staan. Ek wil in erkentenis voor U kom staan. Here, ek kan nie as U nie is nie. Petrus sê, dat ek en jy kan in nederigheid voor God kom staan. Nou wil ek vir u sê vanmôre, dit gaan nie help as ek en u met gebalde vuiste en wit kneukels voor die Here kom staan en sê ek sal maar voor u buig nie. As dit nie uit my wil is nie, dan bly hoogmoed op die troon. Jy sien, Petrus het met dieselfde goed geworstel. Petrus het gekom en dieselfde goed geworstel. Dis hoekom Petrus dit neergeskryf het. Hy was 'n man soos ek en jy. Hy was 'n mens. Vers 6 gee vir ons hier die antwoord. Hy sê, let op, lees weer saam met my vers 6. Verneder jouself. Onder die kragtige hand van God. Verneder jouself onder die kragtige hand van God. Let op daardie woord, sodat. Daar moet eers iets gebeur voor sodat in werking kan tree. Sodat, jy kan jou naam invul vanmôre daar, sodat Frans kan verhoog word op die regte tyd. Verneder jouself, want God gee genade aan die nederiges. Let op die magtige hand, die kragtige hand van God. Hierdie frase is al gebruik vroeg in die Bybel in Eksodus 32 vers 11. En daar is 'n goeie begrip van nederigheid, waar Moses voor die Here, die allerhoogste God, kom staan en pleit vir hierdie volk, toe hulle hierdie goue kalf gemaak het. Dit beteken ek verwerp vir God. En ek wil vanmôre vir u kom sê, jy moet daai gedeelte gaan lees, laat ek jou wys wat beteken dit om hoogmoedig voor God te wees. God het besluit, ek maak hierdie volk tot niet. Ek vernietig hulle in een oomblik. En Moses kom staan voor God en hy sê, Here, ek pleit by u, ek smeek by u om genade, Here. U kan nie hierdie volk verwoes nie. En dan kom Moses en hy sê, Here, met u sterke hand, dieselfde kragtige hand, met die sterke hand het u hierdie volk uit Egipte uitgelei. Wees hierdie volk genadig, Here. En as ek vanmôre hierdie prentjie moet sien, dan wonder ek, hoe staan Jesus Christus voor God die Vader en pleit vir my vir genade? Want baie keer loop ek rond, hoogmoedig, kyk neer op mense en vergeet dat God weerstaan die hoogmoedige. Here, dankie dat u vir my nog steeds instaan vir genade. Let op hierdie magtige hand. Jy sien die idee wat vers 6 vir my en vir jou gee. Hy sê, verneder jouself. Verneder jouself onder God se soewereine beheer. Sodat ons sal erken dat hy, God alleen, in beheer is oor die hele lewe en bestaan van my. Ek wil dus met die boodskap, ek wil dit huis toe bring na elke een van ons.
En dit is 'n harde woord wat ek vanmôre bring. Waar God sê, hy opponeer die arrogante mense. Hy opponeer hulle. Maar aan die nederiges gee hy genade. Wat kies ek en jy vanmôre? En God, ek het nie 'n beter woord nie, ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie. God is 'n gentleman. God forceer nie af nie. Hy gee vir elke een van my en jou vanoggend die keuse om 'n besluit te maak. Wil ek voortgaan met my arrogante houding? Wil ek voortgaan om myself hoër te ag as ander mense? Wil ek voortgaan om my eie battles te fight? Ek is mans genoeg. God sê ek opponeer arrogansie, hoogmoed. Wil jy vanmôre die besluit neem en sê, Here, ek wil myself, soos vers 6 sê, ek wil my kom verneder onder die kragtige hand van God. Vers 7 sê, en dis so 'n mooi vers, en ek het 'n totale nuwe perspektief gekry toe ek hierdie vers bietjie gaan ontleed het en gaan ondersoek instel het. Hy sê vanmôre, hy nooi uit, hy sê, werp. Werp al julle bekommernis op hom. Wat beteken hierdie woord? As hy sê werp, dit is, en ek sien hierdie prentjie van hierdie disippels wat uit die boot uit daai visnet gooi, so ver soos wat hulle kan, om te sprei en oop te maak, daar waar die vis is. As jy werp, is dit soos 'n pyl wat ek uitskiet, 'n ketty wat ek skiet. Ek kan 'n klomp voorbeelde gebruik. Hy sê, wanneer jy werp, moet jy van jouself af weggooi. Hy sê, jy moet dit uit jouself uitneem. Jy moet dit bring. Dis soos 'n sak wat ek uitskit. Waarop en op wie? Lees mooi wat hierdie vers sê. Werp al, nie net werp al jou bekommernis op hom. Werp dit op Jesus Christus uit vanmôre. Gooi dit uit. Mense is in hospitale oor bekommernis. Bekommernis maak dood. Bekommernis bring siekte, bring hartaanvalle. Bekommernis. Hy sê werp dit vanmôre. Vat dit, gooi dit van jou op weg. Hoekom? Hoekom moet ek en jy dit doen? Kyk wat sê hy. Want God sorg vir jou. Is dit 'n simpel, eenvoudige begrip nie? Is dit 'n moeilike ding om te doen? Jy sien, hoekom plaas Petrus hierdie verse in volgorde? Hoekom? Want die hoogmoedige sal dit nie doen nie. Ek gaan my eie fight. Ek is mans genoeg. Ek sal jou wys. Hy sê, jy moet jouself voor die kragtige hand van God kom verneder. Jy sien, ek en jy, en ek waarsku vanmôre, dit beteken dat ek en jy nie aan ons eie krag teen hierdie Satan mag kan staan nie. Ons kan nie. Maar wanneer ek dit in gebed my lewe aan God toewy, en dat ek op elke praktiese wyse bekommernis in gebed kan oorgee
Hoekom? Sodat, luister mooi, sodat Satan dit nie kan gebruik om vir my en vir jou negatief te maak nie. As Satan het die magtigste krag vir my en jou om ons vreugde te steel. Dis wat hy wil doen. Wanneer hy jou vreugde gesteel het, is jy morbied. En wanneer jy morbied is, bestaan niks en niemand om jou nie. Hy steel jou vreugde. Ek sê baie keer, hy het 'n manier om water en ligte af te sny. Hy maak toe en hy bring donkerte oor jou. En oor jou hele lewe hang 'n donker wolk. Omdat jy jou bekommernis self probeer uitsorteer. Terwyl Jesus uitnooi en sê, werp, gooi weg van my af. Vat jou goed, my eie goed, gooi dit weg van jou af. Gooi dit bo op my. Is dit nie wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het? Toe hy aan daai kruishout gehang het nie? Is dit nie? Deur my bekommernisse, my stres, my daaglikse laste te dra. En ek wil dit baie mooi stel, jy moet mooi hoor wat ek sê. Deur my bekommernisse, my stresse, my daaglikse laste te dra, wys dat ek nie op Jesus Christus vertrou nie. Dit wys vir my dat ek te trots en te hoogmoedig is. Nou moet ek onthou wat God vir my gesê het. Hy sê, ek weerstaan die hoogmoedige. Kan jy onthou wat met die duiwel gebeur het? Wat het veroorsaak dat Lucifer uit die hemel gegooi is? Trots, hoogmoed. Dis wat gebeur het. En God sê, hy sal jou teenstaan. Jy sal nie vreugde hê nie. Jy sal nie geluk hê nie. God sê, ek gaan dit teenstaan. Dis hoekom hy die duiwel uitgegooi het uit sy koninkryk uit. Jy sien vers 7 sê, roep Vader ons tot erkentenis. Hy roep ons tot erkentenis van ons onvermoë om ons angs, ons vrese, hy sê, gooi dit weg van jou af. Gooi dit op Jesus Christus, want ek self sorg vir jou. Met hoeveel bewustelike bekommernisse loop ek en jy elke dag rond? Hoeveel? Hoeveel van ons wat vanmôre hier sit met bekommernisse? Hoeveel van ons wat hier sit vanmôre met stres? Kan ek 'n paar vir u noem? My geloof. Ek praat gisteraan met my skoonseun. Ek vra, hy sê hy sukkel met hierdie goed. Hy weet nie hoe om hierdie goed te hanteer nie. Die geloof in Jesus Christus sukkel ons daarmee. Want jy sien, daar is soveel stemme rondom ons. Daar is soveel gelowe, en wanneer ons na hierdie gelowe kyk, hoe mooi goed gaan dit met hulle. Kyk hoe lekker gaan dit met hulle. Miskien is jy bekommer vanmôre oor familiesake, oor kinders, oor kleinkinders. Miskien sit jy met 'n finansiële posisie. En dit stres jou op, dit vreet jou op. Miskien sukkel jy met gesondheid. Miskien is daar 'n werksprobleem. Miskien gaan dit nie goed in gesinne nie. Miskien gaan dit nie goed in huwelike nie. Kan ek aangaan? Al hierdie goed nooi Jesus Christus vanmôre uit en sê, kom werp dit op my. Kom gooi dit op my. Vat dit weg van jou af. Vat dit en gooi dit op my. En dan vra jy vanmôre, sal dit werk? En ek wil 'n groot natuurlik sal dit werk vir jou uitgee. Dit sal werk. Hoekom?
Hy beloof ons in sy woord, hy's 'n God van waarheid. Hy beloof ons, want hy sorg vir my. Sal God dit sê en nie doen nie? Waar kom die geloof nou in? Here, kan U my probleem oplos? Hey, hierdie God het 'n see tot stilstand gebring. Hy het 'n see oopgekloof. Hy het 'n Jordaanrivier wat in vloed was, se water laat stil staan aan weeskante. Dis hierdie God wat hierdie belofte maak. Hy sê, werp dit op my. Ek wil vir jou sorg. Hy het 'n kragtige hand. Hy sal vir my en jou oprig. Hy sal ons laat oorwin. Met ander woorde, wat sê ek vir u? Kan ons omgee vir God gee? Want hy gee vir my om. Kan ek dit doen? Miskien sê jy vanmôre vir my, soos ek baie gedink het toe ek hierdie boodskap voorberei het, is dit so maklik? Ja, dit is so maklik. Gee dit vir God oor. Hy wil vir jou sorg. En ek kan net sowel amen sê nou. Hy wil dit vir jou doen. Kyk gou wat sê vers 8. Vers 8 sê, wees nugter, wees waaksaam, want julle teenstander, die aanklaer van die broers, sy naam is die duiwel, Satan. Hy loop rond, hy's op soek, hy wil iemand verslind. Hy soos 'n brullende leeu, hy wil verslind. Baie keer sê ek, kyk hoe gebruik die duiwel mensdom. Want ons laat dit toe. Pas op, wees nugter, wees waaksaam. In die army het ons hierdie woord gehad, jy moet paraat wees. Jy moet elke bossie, agter elke bossie verwag iets gaan gebeur. Jy moet paraat wees. Dis die woorde wat daar gebruik word, wees nugter en wees waaksaam. Die prentjie wat ek het, en baie keer sê ons, hoekom kom versoeke na my toe? Sal jy vanmôre in die wildtuin, in die nasionale kreer wildtuin alleen gaan loop, waar jy weet daar's roofdiere, daar's leeu's, daar's vir my slange, daar's 'n klomp ander goed. Sal ek alleen daar gaan loop en verwag dat die Allerhoogste se beskerming my sal beskerm? God het nie vir my en vir jou onnoosel gemaak nie. Sal ek en jy 12 uur vannag in die middestad van Kimberley gaan rondloop alleen? Jy weet wat gaan gebeur. En God wys baie keer vir my in die natuur, kyk 'n trop buffels. Buffels loop nie alleen nie. Want wanneer een buffel alleen loop, is hy prey. Hy gaan gevang word. Dis hoekom hulle in bondel loop. Wanneer ek en jy probleme kry, dan kom ons nie kerk toe nie. Nee, ek bly alleen by die huis. Jy's alleen. Wees nugter, wees waaksaam. Dis daai tye wat ek en jy in die prei, in die hele trop moet bly. Ons moenie uit die trop uit weggaan nie. Bring mense om jou, bid vir my, help vir my om hierdie goed op Jesus te werp. Moenie uit die trop uit beweeg sodat Satan jou in die hande kan kry nie. En God het vir my en vir jou 'n gesonde verstand gegee. So wat sê ek vir jou? Bly weg van plekke. Bly weg van mense. Bly weg van omstandighede wat jy weet jy gaan in die moeilikheid kom. Daar's baie versoekinge oor ons pad wat ek en jy kan vermy. Maar wanneer daardie versoekinge kom,
wat ek en jy nie voorgevra het of gaan soek het nie. Dan is vers 9 vir my en vir jou die antwoord. Hy sê, staan hom teë. Nie sit hom teë nie, nie lê hom teë nie, staan hom teë. Hoe? Om standvastig te wees in die geloof. Omdat jy weet, hierdie lyding wat vir jou opgelê word, is dieselfde lyding wat op die broers almal. So ek wil vanmôre vir julle sê, is nie spesiaal nie. Ek is nie spesiaal met my probleme nie. Ek is nie die enigste een nie. Al wat hy sê, jy moet die duiwel teë staan. Wat? Met my geloof. Stand vastig in die geloof. Want jou ander broers in hierdie wêreld gaan dieselfde goed doen. As ek standvastig in my geloof is, dan weet ek waar my hulp vanaf kom. En ek kan uitroep vanmôre, my hulp is nie op die berg nie. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp is van die Here wat sê, kom werp jou bekommernis op my, kom gooi dit op my. Ek sorg vir jou. Ek wil na vers 10 toe gaan. Hierdie vers is vir my so 'n wonderbaarlike belofte. Miskien moet ek dit eers lees. En mag die God. Watter God? Van alle genade self. Onthou hy het gesê, ek staan die hoogmoediges teë. Ek staan die trotse teë. Die wat die pride, hy sê ek staan dit teë, maar kyk hier, hy sê, en mag die God van alle genade self. Wie se God is dit? Die nederiges se God, die wat weet hoe afhanklik ek van God is. Hy sê wat ons geroep het tot sy ewige, hoe lank is ewig? Tot sy ewige heerlikheid in Jesus Christus. Nadat ons 'n kort tydjie gelei het. Ek en jy is nie vrygespreek van lyding nie. Ek en jy is nie vrygespreek van bekommernisse nie. Hy sê, vir 'n kort tydjie sal dit duur. Dan sê, om julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Ek wil hê na hierdie 4 kosbare woorde vanmôre gaan kyk. Die eerste ene, volmaak. Volmaak beteken, hy gaan my herstel. Hy beloof, hy sê, God sal jou bekwaam maak. God wil my oprig. Hy wil my afrond. Hy wil my bemagtig en hy wil my standvastig maak in sy geloof. Dis hoekom hy praat van volmaaktheid. Dankie Here dat jy nog steeds op my lewe werk. Dankie dat jy nog nie opgegee het nie. Hy sê ek wil jou oprig. Ek wil jou bekwaam maak. Ek wil jou afrond. Ek wil jou bemagtig. Ek wil jou standvastig maak in jou geloof. Om jou te herstel beteken dus om te voorsien dit wat ek en jy kort kom. En heel te maak wat gebreek is. Hy is 'n God van herstel. Hy is 'n God wat alles volmaak wil maak. Hy wil jou heel maak van dit wat gebreek is. Dit is hoe God die Vader vir my en vir jou sal oprig. As ek en jy onsself verneder voor die magtige hand van God. As ek en jy in nederigheid na hom toe kan kom.
Die tweede ene is bevestig. Hy sê ek sal vir jou stewig maak. Ek sal vir jou sterk maak. Jesus beloof vir my en vir jou. Hy sal ons vas, solied maak soos graniet. Hy sê ons weet mos dat die lyding kan twee dinge doen in 'n mens se lewe. Hy kan jou of in een laat stort deur hoogmoedig te wees, of hy kan jou versterk soos niks anderste jou kan versterk nie. Hier beloof Vader vir my en vir jou, hy sal vir ons sterk maak soos staal. Onbreekbaar. Die derde woord sê, hy wil ons versterk. Hy sê hierdie versterking beteken dat Jesus ons vol krag sal maak. God die Vader werk van binne af in my en jou. Hy werk van binne af. Hy werk om ons weerbaar en paraat te maak. Om vir ons moed en durf te gee en op te tree in die stryd vir die geloof van die wêreld. Jy sien, ek en jy is nie uitgesluit oor dit wat oor my en jou pad gaan kom môre en oor 'n môre nie. Maar God beloof, hy gaan vir my en vir jou versterk. Hy was reeds daar. Grondves, dit beteken om vir my 'n vaste fundament te gee. Om vas te kan staan, onwankelbaar te maak. Jy sien, pyn en lyding kan 'n mens stukkend slaan. Hier beloof Petrus uit God se woord uit dat ek en jy nie stukkend geslaan sal word nie. Maar hy beloof dat ons stewig sal staan, soos 'n huis wat gebou is op 'n rots, nie op sand nie. Wanneer hy op sand se fondasie staan, is dit wankelbaar. Maar wanneer dit op 'n rots standvastig is dit onwankelbaar. Jy sien, die boodskap wat ek wil huis toe bring vanmôre is om nederig te wees. En nie hoogmoedig te wees nie. Vra jy my, hoe doen ons dit? Moet ek harder en harder en harder en harder probeer? Nee. Die boodskap sê dat ek en jy moet vas staan. Vertrou op Jesus Christus alleen. Vertrou. Wat beteken hierdie geloof? Geloof sê Hebreërs, dinge wat ek nie kan sien nie, dinge wat ek nie weet hoe dit gaan uitwerk nie, maar ek ken die een wat dit vir my gaan uitwerk. Jy sien, Christus Jesus is die enigste een wat werklik nederigheid volmaak het. Hy ken nederigheid. Ons moet vir God die Vader op sy woord vat vanmôre. Hy het beloof dat die goeie werk wat hy in my en jou begin het, hy het beloof. Filippense 1 vers 9 sê dit. Die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek volëindig tot die dag wat Jesus Christus weer gaan kom. So ek en jy moet vanmôre opspring en jubel en juig en sê, Here Jesus, dankie dat U nog in my lewe werk. U het my nog nie gelos nie, Here. Hierdie bekommernisse, hierdie laste wil ek vanmôre bring en ek wil dit op U kom werp. Ek wil dit op U kom gooi, Here. Jy sien, hierdie boodskap is nie om meer en meer en meer nederig te wees nie. Hierdie boodskap sê, bekeer jou van jou hoogmoed. Hou op om hoogmoedig te wees. Hou op om jou eie laste te dra. Hou op hiermee. Stop daarmee. Jesus Christus, ek vertrou U van vandag af. Here, ek wil U vertrou met my hele wese.
Vertrou die een. Ek nooi jy vanmôre uit. Vertrou hierdie een wat die volle prys van hoogmoed betaal het. Wat het Jesus aan 'n kruishout gaan doen? Hierdie geveg in Jesus se lewe was tussen hoogmoed en nederigheid. Kan jy onthou toe Jesus voor Pontius Pilatus gestaan het en nie 'n woord gepraat het? Hy sê vir hom, ek is die een wat vir jou kan onskuldig maak. Nie 'n woord gepraat het. Jesus was soos 'n lam wat weggelei was na sy skeerders toe. As jy vanmôre wil uitvind, wat is die volmaaktheid van nederigheid, dan is dit Jesus wat gesê het, toe hulle op hom gespoeg het, toe hulle hom met stokke geslaan het, toe hulle hom vals beskuldig het hy nie 'n woord gepraat nie. Hy het geweet, my God sorg vir my. Ek het 'n doel, ek het 'n plan, ek is op pad om die kinders van God, die mensdom vir wie God so lief het, die prys ten volle te gaan betaal. As jy wil gaan vanmôre vra, wat beteken dit om nederig te wees, dan sê ek vir jou, gaan soos Jesus, toe hy daai nag in die tuin van Getsemane voor God die Vader gaan buig het en gesê het, Here, as dit U wil is, vat hierdie beker van my af weg. Jesus het 'n baie duur prys vir my en vir jou betaal, daar op Golgotha. Hy het dit alles gedoen om hoogmoed tot nie te maak. En om te wys wat nederigheid is. En wat het God gedoen? Jy moet gaan lees in Filippense 2. God het hom 'n naam gegee, bo elke naam. God het Jesus so kom verhoog, dat ek en jy nie woorde rondom dit kan beskryf nie. So dat elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat hy, Jesus Christus, die Seun van God is. So moenie verbaas staan vanmôre, as jy dink, ek gaan deur hierdie lyding, ek gaan deur hierdie bekommernis, ek gaan deur hierdie stres nie. Hy weet wat dit is. Daarom sê hy, werp dit op my. Vers 6 sê, verneder jou voor die kragtige hand van God, en op die regte tyd sal hy ons verhoog. Net soos wat hy dit gedoen het met sy seun Jesus Christus. Waar vind u uself vanmôre in hierdie skrif? Draai jy jou angs en jou bekommernisse? Draai jy dit self? Wat besluit jy vanmôre om te doen met hierdie angs, hierdie bekommernisse, hierdie stresse? Wat besluit jy? Ek het vir jou raad vanmôre, werp dit op God. Werp dit op Jesus, hy nooi jou uit, werp dit op my. Gooi dit weg van jou af. Al jou angs en al jou bekommernis. Bid vanoggend tot hierdie God, wat hierdie belofte gemaak het, en vertel hom van jou angs. Vertel hom van jou bekommernisse. Jy sien, hy nooi ons uit om te sê, as jy dit op my werp, ek sorg vir jou. Mag die Here die naprediker wees van sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord het na ons toe gekom vanmôre met 'n kosbare belofte. Werp, gooi weg al jou bekommernisse, al jou angse, al jou vrese, daai goed wat jy niks aan kan doen nie. Terwyl die Satan rondloop, Here, hy sê nou maar. Sê nou maar.
Hy is soos 'n leeu wat rondloop, hy brul, hy maak bang, hy sê nou maar, terwyl u sê, ek sorg vir jou. Vader, my gebed is, dat u woord byval in ons lewe sal vind. Dat dit vanmôre vir ons sal kom vas staan en dat u al die eer hiervoor sal kry. U ken elke behoefte hier vanmôre, Here. U ken elke vrees. U ken elke bekommernis. Mag ons dit nou op u kom werp. Kom oorhandig aan u, Here. Omdraai en leeg wegstap. Want u sorg vir ons. Dankie vir daardie wonderlike belofte, Here. Dankie dat u nog vanmôre steeds uitnooi en sê, kom na my toe. Ek wil vir jou rus gee. My juk is sag. My las is lig. Ek sorg vir jou. Here, dankie vir hierdie kosbare belofte. Dankie vir die woord vanmôre. Dankie, Here, dat u die naprediker is van hierdie woord. Dankie, Heilige Gees, dat u die agtervolger is van u woord. Dankie dat u in elke hart sal werk. Dankie vir ore om te hoor, Here. Dankie dat u ons geestelike verstand sal open. En dankie dat u die eer hiervoor sal kry. Ons vra hierdie dinge in die opgestaande naam van Jesus Christus, die een wat leef tot in aller ewigheid. En my gebed is dat God se genade oorvloediglik oor elkeen sal wees. Dat God se liefde vir my en vir jou sal omring. Dat God se vrede ons pad sal besaai. En dat ons met bonatuurlike guns in God sal wandel. En dat ons geloof sal versterk om vas te staan. En dat ons fundament nie sal wankel nie. Dat Jesus verheerlik sal word tot in aller ewigheid. Totdat u kom, Here. Help ons in Jesus se naam.